Baie welkom by hierdie week se Woensdag woord en ek lees graag vir jou uit Markus 12 van vers 41 af. Jesus het toe reg oor die offergawekis gaan sit en kyk hoe die mense geld daarin gooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe 'n arm weduwee gekom en 2 muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: "Dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekis gegooi het. Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe." Kom ons bid net saam en dan dink ons saam oor hierdie teks. Here, dankie dat ons hierdie teks kan lees. Dankie dat ons iets daaruit kan leer. Help ons om ook met nuwe insig na u woord en na die lewe waarin ons elke dag wandel te kyk. Wil u met die gees ons ook ons harte en ons verstand verlig, sodat ons naby u kan leef. Amen. Nou, hierdie is 'n baie bekende verhaal en almal van ons ken hierdie verhaal van die arm weduwee en die gawe en wat sy kom gee het en die ander wat uit die oorvloed gegee het. Nou hierdie weduwee se verhaal herinner ons daaraan dat maak nie saak wat ons bring na God toe nie. Dit hang af oor wat in jou hart aangaan en hoe jy dit gee wat bepaal hoe God daarna kyk. En baie maal het ons as mense nogal 'n manier om neusoptrekkerig te wees oor ander se gawes en wat hulle vir God kom gee. Nou, ons het die afgelope week lekker bazaar gehou en ek het net weer gesien hoe 'n gemeente saamwerk wanneer ons so 'n funksie reël. Ja, dit is belangrik dat ons op die ou end dat die boeke klop en dat daar geld inkom. Maar die waarde van 'n saamkuier soos met 'n bazaar is baie groter as die finansiële bydraes wat inkom. Want daar staan ons om die tafel en ons bak pannekoek of ons braai vleis of om die naaldwerktafel of ons skep lekker bazaarpudding in. En daar maak dit nie saak waar jy in die samelewing is nie, by die bazaar is almal gelyk. Die dag voor die bazaar bring iemand vir my onder andere, nie net dit nie, maar hierdie bekertjie vol kaneelsuiker. Nou, ons bak met die bazaar baie naby aan 7000 pannekoeke. En jy kan nou by jouself dink, hoeveel pannekoeke kan jy met hierdie bekertjie kaneelsuiker strooi? Maar elke bietjie van hierdie bekertjie of visbotteltjie, kaneelsuiker, maak dat ons op die ou end genoeg suiker het vir 7000 pannekoeke. Want as hierdie bietjie nie inkom nie, is daar nie genoeg nie. En ek dink, dit is die waarde van saam wees met 'n bazaar. Dat een iemand 'n sak koop van 25 kg en 'n ander een 'n bekertjie kaneelsuiker bring. Want dit sê vir ons, vir hierdie persoon is dit belangrik om haar bydra te gee. Vir hierdie persoon is dit belangrik om deel te wees van die gemeente. En hier is 'n plek waar sy kan deel wees, waar sy kan inskakel. So wanneer ons dan dink oor bazaar en dankbaar is vir die bazaar, dan is ons dankbaar vir elke bietjie wat inkom. Vir daardie persoon wat gedink het, hoe kan ek gee? Hoe kan ek bydra? Hoe kan ek 'n verskil maak? En dan is ek terug by hierdie verhaal van die weduwee. Dat dit nie gaan oor hoe groot die beker is waarin die kaneelsuiker kom nie, maar dat iemand opgedaag het en gesê het, ek is hier om te help, ek gee my tyd en ek gee dit wat ek kan. En mag ons, of dit nou bazaar is en of ek opdaag by my gesin of ek opdaag by my werk, mag ek dit wat tot my beskikking is en wat ek op hierdie oomblik, op hierdie tyd kan gee, mag ek dit gebruik om 'n verskil te maak. Want dit is wat nodig is. En nie die hoeveelheid of die baie wat ek kan gee nie, maar die gesindheid wat in my hart is. Mag jy 'n wonderlike week hê en mag jy weet dat daar waar jy is, daar waar jy leef en veral hier in die gemeente, is dit wat God vir jou gegee het. Die bietjie of die baie wat jy het, dis welkom en ons is so dankbaar daarvoor.